Die buffelbil van Inyatikulu, episode 30. Gisteraand was dit Luka se beurt om wakker te lê. Hy voel vodde hier waar hy en Dirk nou wag vir die wildvangspan wat die jong buffels gaan wegvoer na die plase waar hulle nog groter gaan groei en hopelik kan gedei. Behalwe natuurlik vir die 2 jagplase waarheen die potensiële kampioen horingdraers heen afgevoer word. Maar dit beteken geld in hulle bankrekeninge, heel wat bokke, by wyse van spreuke. Maar dit maak die afskeid vir Luka en Dirk nie makliker nie. Dit is hulle kinders die. En Luka het nie ander nasate nie. 12 van die bulle is nou gelaai en Luka ry agterna om seker te maak dat alles regloop tydens die aflaai. Hy hou van die wildvang en vervoerspan. Dit is nie die eerste keer dat hy saam met hierdie groep werk nie. Daar is vroue ook in die groep en gewoonlik spring so 1 of 2 van hulle by hom in die bakkie en dan het hy geselskap vir die lang pad. Geselskap wat hy gewoonlik vreeslik geniet. Maar vandag wil hy alleen wees. Luka Willemse het nodig om te dink. Want ja, so moeilik soos wat dit vir baie mense is wat hom ken om dit van hom te glo, dink hy ook soms oor die lewe en die toekoms. En dit is die ander rede hoekom hy gisterand so vrot geslaap het. Laurie Sullivan. Vroue kan doen net wat hulle wil in Luka se teenwoordigheid. Hulle kan selfs kaal ook loop wat hom aanbetref. Soms laat dit hom koud. Maar volbloed man, soos wat hy meestal is, steek dit 'n veer in hom aan. Dan word hy die jagter. 'n Lekker speelietjie wat eers kan ophou as sy laaste pion val en sy koning oorgee. Nadat alles aan hom gewerk het aan hierdie goeie saak. Hy langpad gestap het, kar gery het, met 4-trek motorfietsse op voetpaaie gery het, sy bergfiets teen die klippe opgestuur het en spelonke en gate verken het. Vir 3 tot 4 maande, maksimum. Dit was net Lena Ernst van die aftreeplekkie waar sy ouers bly, wat hom vir 'n hele paar jaar se Sondag sy aandag laat hou het. Maar as jy van 100 jaar se 12 maande 1 Sondag moet kies, dan kom jy nie eens by 3 maande uit nie. En toe beland Laurie Sullivan hierop Inyatikulu en Luka se hele lewe is skielik omgekeer. Hy het haar al feitelik naak gesien. Op dag 1 besluit daardie sexy lyfie wil hy eendag syne maak. Maar eers sodra sy vernoot klaar is met haar. Vernote krap nie in mekaar se slaai agter die olyfies aan nie. Toe kom Luka agter dat sy Dirk van Elst se dogter en nie die man se speelmaat is nie, wat haar nog verder buite sy bereik plaas. Hy weet mos dat Dirk in sy testament geskryf het dat die lodge eendag hare moet word, sou die man sy kop neerlê. Die plaas self bly in 'n familietrust, sodat sy ander kinders ook daarin kan deel. Maar Luka behou lewensreg op die stalle en die gedeeltes wat toegekamp is vir hulle buffelboerdery en stoetery. So hy kan ook nie hier weggaan nie. En toe gebeur die een geleentheid na die ander, waar Luka waarskynlik Laurie se voete onder haar kon uitskop en haar horisontaal op sy bed kon neergooi. Vat wat hom so mal maak die afgelope 3 maande of meer al. Maar iets in sy kop vertel vir hom dat hierdie een kroonwild is. As hy gaan toegee aan sy gevoel en hulle verhouding bereik 'n hoogtepunt en hy verloor weer belangstelling, sal daar komplikasies kom vir sy toekoms hier op Inyatikulu en sy langtermyn verhouding met haar pa Dirk. En dan natuurlik met Laurie Sullivan self. En daarvoor sien hy nie kans nie. Hy kan nie en wil nie
kwaai vriendskap met haar hê nie. Nooit. Maar hy ken homself te goed om te glo dat hy nou sy vir altyd vrou ontmoet het. Daar is 'n ou cliché, die een wat sê, trou kom soos 'n groot en onverwagse poefie, en as jy jou oë uitvee, dan gee sy jou beskuit vir ontbyt. Maar al dink hy so reguit en logies en nugter, soos wat 'n wetenskaplike behoort te doen, is hy steeds halfpad. Nee, eintlik heelpad, deel van die natuur. En sy hormone is nou in 'n storm gewikkel. Die vrou doen dit net aan hom. Gister het sy net daar langs die nageregtafel by sy ouers se herdenking gestaan en die kersie van sy koek afprobeer terugsteel. Toe wil hy sy mond in die hele koek op haar bordjie druk. Haar lekker lag vir die kaartjie wat aan die geskenk was, wat Luka by Dirk geskor het. Toe was hy lus en tel haar net daar langs die bakkie op sy skoot, mik vir die pale en druk sy 3. En weet sy regtig nie, wat doen 'n mooi vrou, wat nie te mooi sit op die sitplek langs hom nie, aan 'n willeman soos hy? Of wat was dit, wat hy daar in haar oë gesien het? En daar voor haar huisie se deur, toe Dirk skielik 'n gawe oomblik kom onderbreek het. Hoekom was haar arms halfpad om sy nek? Beslis nie, omdat hy haar voordeur-sleutel agter sy oor weggesteek het nie. Is die vroumensie besig om hom subtiel uit te lok en nader te trek? Lukas skud sy kop doelbewus toe hulle op die Jagers se plaas indraai. Nee, nie Laurie Sullivan nie. Sy is nie die tipe wat iemand wil verlei nie. Daarvoor het sy in elk geval haarself tot nou toe net te onbeskikbaar gehou. Hy wat Luka Willemse is, doen dit waarskynlik glad nie vir haar nie. Hy moet seker aanvaar dat daar vroumense is wat gaan dink dat hierdie veearts nie die buffelbil is wat vir elke koei op die aarde bedoel is nie. As haar ex-man ietwat meer verfynd was, in so mate dat hy deesdae self mevrou Sullivan is, beteken dit waarskynlik dat sy van kleiner manne as hy hou. Hy kan homself dit net voorstel. Dit is nie asof sy ook byna 2 meter in haar sokkies staan soos hy nie. En sy 2 meter gestalte help nie om hom so te verbloem dat die klomp Amazones daar in Antoinette de Jaar, so hospitaalkampioen nie, raak sien toe hulle by die de Jaarplaas aankom nie. Pyl sy en Jacomien reguit op hom af. Hy moet nou saam met hulle gaan en sy kakie hemp moet uit. Jacomien wil die plek sien waar die laaste kat hom gekrap het. Daar die luiperd, dankie, nie die vrou waarmee hy homself deesdae besig hou nie, wie dit ook al mag wees nie. Hy los hulle om te dink wat hulle wil. Gaan in elk geval nie die perspektief oor hom daar verander kry nie. Laat hulle dink wat hulle wil, ja. Jou wond lyk goed, verklaar Jacomien, nadat sy hom onder handskoene geneem het. Nog net een klein dreineringsgaatjie wat ons kan ooplos, en dit sal self toegaan. Maar hou dit asseblief nou so, Dr. Willemse, bly asseblief van die wille katte en meisies af weg. Ek maak so, en dankie dat jy altyd bereid is om te help kyk na my wonde. Luka plaas haar geldjie vir die ongeskeduleerde afspraak, sommer net daar en dan van sy selfbaan af vir haar oor. Op Inyatikulu is Laurie Sullivan vandag so besig soos 'n tor op 'n geelperske. Sy en die span maak Magda Pool se huisie skoon. Dirk is mos nou op verpaaie saam met Luka. Sy verwag hom glad nie terug op die plaas nie. Toe staan hy skielik daar by haar in die huisie. En dit het Geesie nie vir jou gesê dat hierdie huisie nie beskikbaar is vir gaste nie? Dit is nie ons goed wat hier binne is nie, en dit bly gesluit totdat die eienaar van die besittings hier binne dit self sal kom verwyder.
sê hy. Dirk, sug Larry, en toe, pa, kom ek en jy gaan drink tee, daar op my stoepie. Soos waarskynlik een van hulle buffelbilletjies ter slagting, laat Dirk hom lei tot daar, en wanneer hy sit, en sy praat eers weer, nadat sy die ketel in haar kombuisie in die gang gaan sit het. Daar is iets wat jy moet weet, Dirk. Ek het gister vir Magda Pool ontmoet, daar by Lukas se ouers se funksie. Hulle het blykbaar op 'n stadium saamgewerk by toerisme in Sanparke, daar in Skukuza. Jy weet seker daarvan. Ja, ek weet. En toe wil hy behoedsaam weet. En het sy iets van my en haar gesê? Ja, daar het so een en ander uitgekom, so tussen haar en Luka het ek die storie gekry, of ten minste hulle kant van die saak, wat veronderstel is om Dirk aan te moedig om sy kant van die storie ook te vertel, maar hy swyg soos die graf oor wat daardie dag gebeur het. En sy verwag nie dat haar pa rarig met haar sy sake sal bespreek nie. Maar hy wil wel weet wat die plan nou is met daardie huisie van Magda Pool. Wel, Magda Pool voel dat dit tyd is, dat sy haar goed moet kom haal. 7 jaar se toestaan is lank genoeg, sê sy. Kom haal. Dirk dink 'n oomblik na. Wel, dit is nie asof ons die plek regtig dringend nodig het, of wil gebruik vir vreemde gaste, nie. Ek het vanoggend daar langs die dam in die buffelkamp gedink, dat ons dalk daar iewers ook 'n paar ekstra ronddaveltjies moet bou. Uitsig oor die water, jy weet. Ja, dit kan nogal werk, stem Larry saam. En toe kyk sy mooi na Dirk. Hy's haar pa, en sy het 'n groot deel van sy lewe gemis, omdat sy mos die beste deel van haar volwasse lewe so ver in 'n ander land deurgebring het. En sy moet probeer lees wat daar op sy gesig geskryf staan, haar mensekennis inspan. En wat sy nou daar sien is seerkry, ontnugtering, spyt, dalk. Maar duidelik soos daglig is die feit dat hy nog nie oor sy gevoel van Magda Pool is nie. Wanneer beplan sy om haar goedjies te kom haal? Vra hy. Larry sug diep en besluit om maar met die sak patats vorendag te kom. Sy wou al die naweek kom, maar ek gaan probeer uitstel tot volgende week, wanneer jy en Luka die buffelverse wegneem, daar na die Trons se plaasie tussen Nelspruit en Malelaan. Nee, is okay, laat haar maar kom, oor die naweek. Wel, ek het vir Grayston gevra om haar goed te help aanry met die bakkie in die sleepwa, Witrivier toe. Sy het 'n piep klein woonstelletjie daar by die oord, maar hulle gee vir haar ook 'n enkel garage waarin sy nog van haar ander goed kan stoor. Jy weet, sy werk blykbaar nou daar. Is dit so goed vir haar? En dan gaan kuier jy die naweek by jou klein neef in Tsanin en bly uit haar pad? Hoekom? Sal sy wegbly as sy hoor dat ek hier is? Het ek haar so erg die skrik op die lyf gejaag? Vra hy bekommerd. Natuurlik, Dirk, wat dink jy? Sy bly vir die beste deel van 7 jaar weg, om jou kans te gee om af te koel. Dit klink vir my asof jy omtrent so erg ontplof het, soos jy vir Ma en Drolly hier uitgevang het. Drolly! Hy glimlag dan effens voordat hy herken. Ja, dit is seker maar sy en Drolly wat my storm erger laat kom het. Maar dit was nie 'n verskoning nie. Gelukkig het Luka my vergewe vir die valse beskuldigings wat ek teenoor hom en haar gemaak het. Toe lig hy hand. Nie dat enige beskuldigings oor Luka heeltemal ongegrond is nie. Die man bly 'n gevaarlike bliksem, 'n ongeneesbare vrouejagter. Al like ek hom. Maar Larry, ek stel voor dat jy hom nie te veel moet like nie. En toe is dit Larry se beurt om geheimsinnig te glimlag. Haar pa het lankal nie meer te sê oor haar lewe nie.
Sy sal altyd na sy goeie raad luister en dit ter harte neem. En as sy haar teen iemand of iets waarsku, sal sy vanselfsprekend 'n oor leen. Maar of sy gehoorsaam sal wees, is natuurlik 'n ander saak. Luka Willemse klits haar hele wese op. Sy is nou soos daardie buffelkoei waarvan hy gepraat het, die een wat die draad of die pad staan en dophou, in die hoop dat die buffelbil een of ander tyd na die kant van die draad toe moet oorspring. Maar sal sy tevrede wees met net een nag in sy arms? Want dit is waarteen die mense soos haar pa en Lena Ernst haar mos gewaarsku het. Luka is en bly 'n bul. Hy sal horing en storm en ander bulle wegkeer, omdat hy sy harem wat hy aanhou wil beskerm. Dit is nou stil tussen haar en haar pa. Worstel Dirk waarskynlik ook met sy gedagtes, soos sy op die oomblik met hare. Dan roep sy liewer halt, jaag haar varkies weer terug by die hok van haar kobbeen in. Grys vloeistof moet gebruik word om mee te dink. Sy moet sorg dat haar verstand inskop. Om met Luka 'n ding aan te knoop, beteken moeilikheid. Sy besef dit sal net van korte duur wees. En daarna beland sy en hy op dieselfde bootjie as wat haar pa en Magda geroei het. Duidelik het hulle verhouding tot by die slaapkamer gevorder. Sy sien dit aan hom, en Magda het dit eintlik in soveel woorde aan haar erken. Jep, hulle twee was geliefdes, en toe word die ding suur. Een van hulle het nie genoeg van 'n fondasie gebou voordat die room van die mozzarella kaas geskei is nie. Maar miskien is dit nou die tyd om Magda en Dirk se ding tot by 'n punt te voer. Die reg of weg ding. Wanneer haar pa opstaan om met Grayston na 'n pomp daar naby by 'n waterpunt te gaan kyk, tel sy haar foon op en bel. Vir Magda Pool word vervolg.